Welkom terug. Nog 'n video oor vergelykings en hoe om hierdie x alleen te kry. Nou, wat gebeur met hierdie x? Hierdie x word deur 2 gedeel en daar word dan 3 afgetrek. So, daar's twee maniere hoe ons hierdie kan doen. Die eerste manier is net om te sê ek haat breuke so baie, ek gaan net met 'n 2 maal en om die breuke weg te kry, maar daar's bietjie van 'n catch. Gewoonlik ek het ons gesê, as ons iets aan die een kan doen, moet ons dit aan die ander kan doen. Maar as ons breuke het en ons het baie terme, dan as ek die breuk weg wil kry, dis nie soveel wat ek aan die een kant doen as ek met die ander kan doen, as wat dit is net om alles met 2 te maal nie. So wat ek moet doen in hierdie geval, ek moet maal met 2, ek skryf maar net 2 op 1, want dit is makliker vir sekere mense om te verstaan. Maar ek maal met 2, maar ek moet elke liewe term met 2 maal. Nie net die een kant en die ander kant nie. Elke liewe term word gemaal. So x gedeel deur 2 maal 2 gaan maar net x wees. Dit kanselleer ons mekaar uit. En minus 3 maal 2 is minus 6. En minus 1 maal 2 is minus 2. En nou kan ek 'n 6 bytel aan twee kante, of as jy dit net wil sien, as ek vat die 6 oor en hy word plus, dis ook fine. En minus 2 plus 6 is gelyk aan 4. So dis die een manier om daarna te kyk. Die ander manier is, ek kon dit dalk net bietjie herrangskik, kom ons skryf dit maar net weer oor. En ek kon sê, wel, ek wil nou maar eers net hierdie uitsorteer. So ek kon 3 bytel aan albei kante, of die 3 oorvat, en ek kry x op 2 is, minus 1 plus 3 is 2, en dan kon ek sê, wel, ek maal nou met die 2 aan albei kante, en ek kry x is 4. So al twee maniere werk. Hierdie is dalk makliker, want ons het dan minder terme, en ek hoef nou nie te worry oor, elke liewe term te maal nie. Maar partykeer werk hierdie manier ook maklik as ons net te ingewikkelde breuke het. So, maak nie regtig saak wat se een jy volg nie, albei van hulle werk ewe goed. So ek het nog 2 moeilike voorbeelde wat kom. Kom ons kyk gou wat sê hierdie een. Hierdie een is 2x gedeel deur 3 minus 6 is gelyk aan x. Weereens, nie weereens nie, hierdie is 'n bietjie anders omdat ons nou 2x het. Nou wat ons eventually sal wil hê, is ons wil al die x aan die een kant hê en al die konstante of die ander getalle aan die ander kant. Maar ek wil kom ons kry net eers die breuk weg. So ek sou met 3 maal, so ek kry 2x minus hierdie 6 word gemaal met 3, so dis 18. En daai word ook gemaal met 3. Kom ons skryf net in wat ons gedoen het. Ek het gemaal met 3, elke liewe term word gemaal met 3. En dan kry ek 3x. Nou kan ek al die x aan die een kant kry, of aan die ander kant. Gewoonlik sal ons kyk, waar is die meeste x'te, en ons sal werk met positiewe getalle, maar kom ons doen dit maar net, kom ons hou maar net hierdie kant as x, so ek kry 2x, en hier gaan ek 'n minus 3x aan albei kante aftrek, of 3x oorvat, dit word minus 3x, en daai 18, ek gaan dit sommer als in 1 doen, ons is nou al slim met hierdie 18 aan albei kante bytel, en ek kry 18 hier, en 2 minus 3 is minus 1x, of net minus x sou gewerk het, maar ek wil nie weet wat's minus, ek hou nie van die 1 daar nie, maar hy kan daar wees, as hy moet wees. Ek wil nie weet wat's minus x nie, ek wil weet wat's x. So, ek kan net deur minus 1 deel, dis een manier om dit te doen, en dan x is minus 18. Kom ons kyk gou na die ander manier, as ek goed sou oorvat eers, so kom ons sê 2x op 3, minus 6 is x, en kom ons ruil net hierdie 2 om, so 2x op 3, hierdie is 'n plus x aan hierdie kant, so dit gaan 'n minus x aan wees aan hierdie kant, want ek trek x af aan al twee kante. Hierdie is 'n minus x aan hierdie kant, so dit gaan 'n minus 6 aan hierdie kant, en dit gaan 'n plus 6 wees aan hierdie kant. Kyk, hoef nou nie plus te skryf nie, net 6 is fine. Maar nou gaan ek moet maal met 3, want ek kan nie hierdie twee goed optel nie, want hierdie is 'n breuk, en hierdie is soos daai is op 3, en hierdie is op 1. Maar dis 'n vergelyking, so in plaas van dat ek als op dieselfde noemer kry, kan ek maar net als maal met 3, om die breuk heeltemal weg te kry. So, hierdie gaan wees 2x, daai gaan wees minus 3x, en daai gaan wees 18, en weer eens dieselfde ding, minus x aan hierdie kant, 18 aan daai kant, en x is minus 18. Net
wel net as 'n terloops, partykeer as ek kyk na hierdie stap, né? Ek weet daar's meer 3x'e aan hierdie kant en minder 2x aan daai kant. So wat ek partykeer sal doen net om die lewe bietjie makliker te maak vir myself en weg te kom van negatiewe veranderlikes, as ek sou net die 3x hier gelos het en ek sou 2x afgetrek het aan albei kante, daai sou wegkanselleer en dan dat ek hierdie negatief 18 sou net hier gebly het en dan ek minus 18 is x. So dan het ek nou nie daai probleem gehad met hierdie nie. Maar dis nie, jy weet, dit is nou nie 'n probleem nie. Dis maar net 'n ander manier van doen. Okay, so nog een laaste een vir hierdie video. Kom ons kyk gou, ek het, wat se kleur gaan ons omskryf, sommer in blou. X plus 2 op 4 is 2x minus 2. Ek gaan hierdie net straight af begin deur met 4 te maal, want dit maak net my lewe makliker. So maal met 4, so daai word x plus 2, maal met 4, daai word 8x, en maal met 4, daai word minus 8. So ek maal met 4, want ek wil die breuke wegkry, en ek moet elke liewe term maal met 4, en nou nou sit ek maar net al die x'e aan die een kant, en al die x'e aan die ander kant. So ek gaan hierdie een hier na toe vat. So 8x minus x en plus 2 plus 8. So hierdie word 10 en daai is 8. Dit word 7x. So x is dan, ek moet albei kante deel deur 7 en dan is dit 10 op 7. So jy kan sien hierdie een sou nie maklik gewees het om uit te figure nie. Net deur te raai nie. So want hierdie is nou of ons skryf, wat is dit, 1 en 3 op 7. So jy sou nie maklik so getal geraai het nie. So dis hoekom ons al vir hierdie volgorde van bewerkings volg en net stap vir stap doen om by die antwoord uit te kom.